Hallo my liewe mens, Ben en Francis Loubser saam met jou by die Braambos. Ernstige woord. Die wêreld is besig om van sy sinne beroof te raak en al die nuus op die groot stroom nuus is slegte nuus. Ek dink nie daar's regtig meer goeie nuus nie, net hierdie slegte nuus. Maar ons iets in besonder wat ek vanmôre met jou wil deel. Ons lees baie keer die woord van God so asof dit geskiedenis is. So asof dit 1000 jaar terug gebeur het en is nie meer belangrik nie. As ek net dink aan Eksodus 20, toe het God hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En dan die oomblik as jy dit lees, dan dink jy, maar dit is nie regtig op my van toepassing nie, want jy sien, ek was nie in Egipte nie, en ek was nie 'n slaaf nie, en hy het my nie uitgelei nie. Want jy vergeet van die sonde waaraan jy gebind was soos 'n huis van slawerny, en God het jou daar uitgelei as jy hom toegelaat het. Jy het opgehou om verslaaf te wees aan enige substance. Ek weet nou nie wat dit in Afrikaans nie. Jy's uitgelei uit hoerery, jy's uitgelei uit losbandigheid, jy's uitgelei. En dan as jy so woord vir woord verder lees, jy gaan geen ander gode voor my aangesig hê nie. En dan moet jy net so 'n bietjie dink, maar wat doen ek wat ander gode is wat ek kan bid, wat vir my belangrik is, geen gesneede beeld maak nie. Wat het ek wat vir my belangriker is as my siel? En dan kan jy so deurblaai en dan kom jy by eer jou vader en jou moeder, dat jou vir dae verleng mag word. God het dit daai tyd gesê, maar dis nog van toepassing. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie. En so kan ek die hele gedeelte vir jou voorhou. Maar dis nie eintlik waaroor ek met jou wil praat vanmôre nie. Ek wil vir jou sê dat ek en jy moet let op wat doen ons, wat volgens die woord van God sonde is. Waarmee is ek besig? Wat ek dink net ek weet, maar dit gaan lei tot iets baie groter. Alles wat ek en jy kan doen, het 'n after effect. Ek wil so graag net Afrikaans praat, maar dit is nie so maklik. Het 'n after effect. Ek het 'n vriend gehad, wat saam met by Metro Rail gewerk het, Nick die Jager. Nick was eintlik groot pelle, en ek was baie lief vir ou Nick. Hy was nou 'n rowwe diamant, partykeer gepraat soos 'n matroos. Maar hy sou gesê het, elke mens is die argitek van sy eie ondergang, met 'n paar versterkte naamwoorde tussenin. En baie keer lees ons van, jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie. En dan dink ons so, dit het op ander mense van toepassing. Wat sê die woord van God? En nou het ek so 'n paar versies hier by mekaar gesit. Ek wil eintlik by die laaste een begin. Want die loon van die sonde is die dood. Plain Afrikaans, die dood, die loon van die sonde, die prys van sonde is die dood. Ek loop by 'n winkel en ek wil 'n nuwe kamera koop. Daar's duidelik op
staan daar R30.000 vir hierdie pragtige kamera, en ek weet die prys, as ek hierdie kamera koop, is ek R30.000 minder in my sak. Maar dan kom die woord van God en hy sê, die prys van die sonde is die dood. En dan dink ons, dis 'n pragtige sin, in 'n pragtige Bybel geskryf. Ek wonder, hoekom dink jy is dit geskryf? Hoekom staan daar, die prys van die sonde is die dood? Is dit die waarheid? Kom ons bepaal eers of dit die waarheid is, of is dit dalk nie die waarheid nie. Johannes gaan verder, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. As jy verslaaf raak aan sonde, dan word sonde jou baas. En hy eet jou op, hy maak jou dood. Maar ons besef dit nie. Ons lees oor dit, dit raak my nie aan nie. Dis asof die vyand kom en hy 'n laken oor ons koppe gooi, laat ons nie kan sien, die goed wat ek doen is om jou dood te maak nie. Ek het 'n klein kindertjies, hulle het gisterand weer by oupa gekuier, al 7 van hulle, en ek het 'n groot vuurwapen. En ek weet, as ek daai vuurwapen vat, en ek gee hom vir my 2 seentjies wat 12 jaar oud is, en ek sê vir hulle, vat nou oupa se vuurwapen, dan gaan julle agter in die tuin, julle sit 'n paar blikke daar neer, en dan kyk julle wie kan met hierdie vuurwapen die blikke raak skiet. Dan vat ek eintlik daai kinders, en ek dobbel met hulle lewe, want so maklik, kan een doodgeskiet word. Maar as iemand vir jou sê, jy gee nie vir 'n kind 'n vuurwapen nie, dan dink ons, ja, miskien is hy reg, maar as die woord van God sê, die loon van die sonde is die dood, en elkeen wat die sonde doen is 'n knegt van die sonde, dan dink ons, nee man, dit het nie reg op my van toepassing nie. Ek is nie uit Egipte land uitgelei nie. Ek was nie verslaaf, 'n slaaf gewees nie. Ek het nie vir die Egiptenare gewerk nie. Maar jy werk vir Lucifer, jy werk vir die duiwel. My liewe vriend, my liewe vriendin, luister wat sê die woord van God. As jy vandag besluit jy wil 'n ateïs wees, jy wil 'n godslonaar wees, jy stel nie in God belang nie, jy stel nie in die Bybel belang nie, dis 'n ou boek en hy's niks werd nie. Het ek vir jou 'n groot surprise. Die woord van God van 2000 plus jaar terug, wat geskryf is van Moses se tyd af, is nog steeds van toepassing. Al wil jy nie dit glo nie, as jy dit net gaan leef, sal jou lewe ingrypend verbeter. God sê in sy woord, as jy met sonde speel, gaan jy dit eet. En ek wil vandag by jou pleit, ek wil vandag vir jou sê, daar's oorwinning te verkry. Jy kan wen oor die dood, as jy vandag die regte besluit neem. Luister wat sê 1 Korintiërs 15:56, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur Jesus, die Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werke van die Here,
omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wat se dood wag daar? Wie het ek en jy al vermoor? Praat nie van 'n oorlogtyd in. Wie het ek en jy al blaatant vermoor? Kom ek sê vir jou, mense wat nie besef die loon van die sonde is die dood nie, pleeg daagliks moord. Daagliks. En waar begin ons om mense dood te maak? Nee, nie die vyand nie. Nie die ou wat jou huis wil afbrand nie. Dis nie waar ons begin nie. Ons begin in ons huis, by ons geliefdes. Nee, ek het nog niemand vermoor nie, Ben. Jy praat met die verkeerde groep mense. We killing them softly. Ons vermoor ons geliefdes stadig. Omdat ons sonde doen wat die dood veroorsaak. Ons besef nie, ons maak onsself dood. Ons maak ons geliefdes dood, man of vrou. Ons maak ons kinders dood, ons maak ons ouers dood, ons maak ons familie dood, ons maak ons vriende dood. Ons maak ook die gemeente waarin ons is, vermoor ons. Hoekom sê ek dit? As jy sou besluit vandag, jy wil in 'n buite-egtelike verhouding wees, 'n hoerverhouding, het jy al gedink aan die impak daarvan? Dit begin gewoonlik met 'n grappie. As die huisbak gaan staan, gaan ek jou oopmond soen. My kleindogter sê tong in die long soen. As die duiwel het hoor, druk hy die trip switch en die krag gaan af en die huisbak staan tussen vloere en hy kyk vir haar en sy kyk vir hom. Wat nou? Weet jy wat nou? Jy gaan nou sonde doen. Jy gaan die begin van 'n buite-egtelike verhouding. Jy gaan oor die tou trap, het die ou mense gesê. Jy gaan dit nou doen. Weet jy wat gaan die uiteinde wees daarvan? Nee, julle gaan bo by die lift uitklim, sy links en jy regs en dis die einde daarvan nie. Nee, dis die begin van die dood. Alles in die duisternis kom in die lig. Ek weet van baie min, indien ooit, 'n buite-egtelike verhouding wat nie in die dood geëindig nie. Partykeer geestelik, dit het ook al vleeslik gebeur. Omdat die een saam 'n ander man se vrou of andersom geslaap het, word 'n hele gesin doodgeskiet. Want die prys van die sonde is die dood. As jy sou besluit, jy gaan verslaaf raak aan rook, rook lei tot dagga, dagga lei tot drugs, drugs lei tot die dood. As jy sou besluit, jy gaan, wat het my ouma altyd gesê? As jy lieg, kan jy steel ook. As jy steel, kan jy moor ook. So 'n leuen eindig in die dood van iemand. Ons dink nie verder as ons neus lank is nie. Die woord van God waarsku is baie predikante, nie almal nie, baie predikante skree dit van die kansels af. Die prys van die sonde is die dood. Dan kom mense en hulle sê die genade sal alles oorwin. Ja, jy's 100% reg as jy jou bekeer. Luister wat sê die woord. Daarom my geliefde broers en susters, ek sit maar susters al by, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werke van Jesus, die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. As jy nie jou bekeer van die verkeerde goed af nie, gaan iemand sterf. Dit gaan dalk jy wees. As jy die sonde gedoen het, gaan dit dalk goed wees vir die wat leef, maar dit gaan nie dalk net jy wees nie. Dit gaan dalk 'n vrou of 'n man wees, 'n lewensmaat. Dit gaan dalk 'n broer of 'n suster wees. Dit gaan dalk 'n kind of 2 wees. Moenie dronk word van wyn nie. Hoeveel kinders
en lewensmaats sal dood oor mense gesuip was en kar bestuur het. Hoeveel kinders het al verdrink, mens en groot mense verdrink, omdat mense onder die invloed van drank of drugs of enige gemors gewees het, en die uiteinde van daarvan was 'n wit kussie in 'n pappa of mamma se hand by 'n oop graf. Ek weet, soos ek hierdie woord bring, dis 'n waarskuwing van God vir jou en vir my. Maar ek weet ook verseker, jy gaan nie luister nie. 90% van die mense gaan nie na hierdie woord luister nie, en as hulle daarna luister, gaan hulle sê, dis 'n mooi preek. Ek hoop nie dis 'n mooi preek nie. Ek hoop dis 'n lewensveranderde realiteit, 'n life-changing experience. Ek hoop, as jy na hierdie woord luister, gaan jy in jou binnekamer en sê, Here, vergewe my. Die goed wat ek gedoen het, kan tot die dood van 'n lewensmaat, 'n ouer, 'n kind wees, van 'n vriend, 'n vriendin. Hoeveel vriende slaap met hulle vriende se lewensmaats? Terwyl hy hom in die oë kyk en sê, jy's vir my soos 'n broer. Dis uit die hel uit. Jy's besig to killing somebody softly. As jy 'n verhouding met 'n ander mens het, is jy besig om daai mens wat jy nou die verhouding mee het, en hom of haar hele familie te vermoor. So ook jou eie, so ook jou vriendekring, so ook jou budget, so ook jou lewe, so ook jou drome. Ek is siek van mense wat verslaaf is aan sonde en nie besef iemand gaan sterf nie. Ek is siek van mense wat agter die wêreld aanhardloop en die woord van God, die huis van die Here, die kerk, soos die mense hom noem, afskryf, omdat die genot van die wêreld groter geword het, as om 'n God te dien, 'n lewende God, Yahweh. En ek wens ek het die woordeskat, ek wens ek kan vir jou sê, hoe ernstig is hierdie woord vandag. Vir my eerstens en dan vir jou. Want niemand kan vanmôre hier sit, of vanaand, of wanneer jy ook hierna luister en sê, dit sal my nie oorkom nie. My skoondogter vertel my van 'n baie groot pastoorspaar in Amerika, en hulle is verskriklik gelukkig getroud. En hulle staan op die verhoog en hulle kondig af hoe hulle bokant die wet is, hoe goed hulle huwelik is, hoe gelukkig hulle getroud is, hoeveel jaar hulle getroud is, en hoe wonderlik dit is. En na die dood staan die vrou op die verhoog en sy sê, weet jy wat, ek wat dit getuig het, dat ek is bokant die wet, ek het oorwin, nie deur die bloed van Jesus nie, ek het oorwin. Ek het 'n buiteegtelike verhouding verval. Ek het my man, my kinders, my familie, my gemeente, ek het my selfbeeld vermoor. Want die einde van die sonde het die dood geword. Die dood hang vermore soos 'n swaard oor elke sondaar, wat nie besef, hy het Jesus Christus nodig nie. Amen. Here Jesus, laat die vuur van die Heilige Gees hierdie woord uitstuur. Here, laat mense na hierdie woord luister en besef, hulle is besig met selfmoord, hulle is besig om geliefdes dood te wurg, stadig, Here. Hulle lewe, hulle alles wat hulle gedroom het,
Alles wat hulle opgebou het oor jare, gaan hulle verloor, omdat hulle toegegee het aan sonde, buite God se wil. Here, red vandag siele, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie sterkte my liewe mens. My telefoonnommer, ek wil hê jy moet vir my terugskryf. Ek wil hê jy moet vir my sê, waar was jy? Wat het jy gedoen? Ek wil hê jy moet vir my sê, weet jy wat? Ek het vandag besef, ek is besig met selfmoord. Ek is besig om my kinders dood te maak. Deur ek, amper sê ek oorag te wees. Deur ek nie die wil van God te wil doen nie. My telefoonnommer is 072 577 1196. Baie dankie vir elkeen wat saam my, vir my en saam met elkeen bid wat skuldig is. Dankie vir elkeen wat vandag tot bekering kom. Dankie vir elkeen wat finansiëel bydra om hierdie woord oor die wêreld te stuur. Baie, baie dankie. Die Here seën u ver bo wat jy kan dink of droom. Ek wil regtig vra, raak betrokke. Stuur hierdie woord aan. Luister dit at least net deur en stuur dit vir jou kinders, stuur dit vir jou ouers. Stuur dit vir hulle wat jy weet wat skuldig is, al gaan hulle vir jou kwaad wees. Sê in Hemelsnaam, luister net hierna. Baie, baie dankie. Die Here seën u. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Amen.